Hallo julle, vandag gaan ons na hoeke op die kartesiese vlak kyk. Nou eerstens, waarom het ons nodig om hoeke op die kartesiese vlak te doen? Die antwoord is heel eenvoudig. Nie alle hoeke kan in 'n 90 grade driehoekie pas nie. Daar is baie hoeke wat groter as 90 of selfs groter as 180 grade is en daarom kan hulle nie in 'n driehoekie pas nie, in 'n 90 grade driehoekie nie. So, ons wil graag ons definisie uitbrei, sodat ons al die hoeke van 0 grade tot by 360 grade kan hanteer. Nou, voor ek julle wys hoe om op die kartesiese vlak te meet, moet ons net kyk na 'n hoek. So hier aan die onderkant van die skerm het ek 'n reguit lyn geteken en ek het 'n passer daar. En die passerpunt is vas hier by daardie puntjie. So wat ek wil doen is om die passer te roteer sodat jy kan sien 'n hoek is eintlik maar 'n rotasie. So ek begin net mooi hier. Ek het nou nog glad niks roteer nie, so dit is 0 grade. En as ek begin roteer, ek moet nou net kyk het ek hom vang. Daar sy, daar gaan ek, as ek hier ernstig sou stop, het ek 'n skerp hoek. As ek aangaan totdat ek hier kom, dan het ek deur 90 grade roteer. As ek terug is by die lyn, het ek deur 'n hele 180 grade roteer. En nou kry ek 'n inspringende hoek. Kyk hoe groot is dit, daar het ek deur 270 roteer en nog steeds groot inspringende hoeke, totdat ek 'n hele omwenteling omgegaan het en dan is ek weer terug by 360 grade. So dit in kort is hoe ons hoeke sou meet. Nou kom ons kyk na die kartesiese vlak. Jy sal sien ek het hier geskryf 1, 2, 3, 4. Ons deel die kartesiese vlak in 4 kwadrante. Dan begin ons altyd op die x-as te meet. So solank my lyntjie wat ek gaan roteer, daar op die x-as is, het ek 0 grade roteer. As ek nou 'n bietjie roteer en ek wil nie daar een vat nie, kom ons maak net so, dan lyk dit beter. Ek het so bietjie roteer in die eerste kwadrant in, daar's my hoekie nou, dit is 'n skerphoek. En in die eerste kwadrant sou jy dus jou trigonometrie definisies kon gebruik, want 'n skerphoek, daar's altyd 'n 90 grade driehoek waarin hy kan pas. Goed, teen die tyd dat ek by 90 grade kom, dan het ek reg deur die eerste kwadrant roteer. Nou is ek op die positiewe y-as met hierdie hoekie 90 grade. Maar ek roteer verder, en daar is hy, ek wil net hierdie 90 grade uitvee hier. Dit is die hoek waardeur ek nou roteer het. Dit is 'n stomphoek. Kom ons noem hom theta. So dit is 'n hoek wat groter as 90 grade is, maar nog nie 180 grade nie. So enige hoek hier in die tweede kwadrant gaan 'n stomphoek wees, tussen 90 en 180. As ek nou verder roteer, en ek trek miskien daar, dan is ek nou in die derde kwadrant, ek het daar op die positiewe x-as begin, en ek het deur al daardie roteer, so my hoek nou is groter as 180 grade, maar kleiner as 270. Dit is 'n inspringende hoek. En ek kan op dieselfde manier maar verder gaan, en dan gaan ek deur na die 4de kwadrant toe, en nou het ek 'n reuse groot hoek hier, van daar tot daar. Dit alles is nou my hoek theta, dit is ook 'n inspringende hoek. Teen die tyd dat ek terug is op die x-as, het ek deur 'n hele revolusie gegaan. So as ek terug is by die x-as, daar is my rooi lyntjie weer,
maar ek het nou klaar roteer deur 360 grade. So, ons meet dit anti-kloksgewys. Dit noem ons die positiewe rigting vir hoeke. En dit is basies wat ons in graad 10 gaan doen. 'n Mens kan ook in die kloksgewyse rigting beweeg, maar dan is dit 'n negatiewe hoek. En dit doen ons eers in graad 11.